En alles wat daarmee saam gaan het nie, is het baie welkom om te praat. En dan daarna sal ek praat toe daar oor intelligensie en dan gesels ons vir die tweede deel oor die gebied van die oorlog wat ons in betrokke was. En dan weer stel vrae. Nou die boek waarna ek verwys het is die subtitel is Generaal Han Hendrik van der Berg en die Bureau vir Staatsveiligheid deur Henning van Aswegen. Hy is een van die jonger garde van die bureau destyds, later die intelligentiediens, wat besluit het hy wil nie hierdie geskiedenis in die vergetelheid laat verdwyn nie, hy gaan skryf. Nou, wat is intelligentie? Meeste mense dink as jy praat van intelligentie is spionasie. Maar spionasie is eintlik veel meer as dit. Spionasie is uiteindelik die verskaffing van 'n inligtingbasis vir besluitneming. Dit is die regering se radarstelsel. As ons die regering op 'n vliegtuig voorstel vir die loodse, is dit die radarstelsel om te sê waarheen ry jy, wat is daardie struikelblokke wat in jou pad lê, wat is daardie dit wat kan keer dat jy jou bestemming gaan bereik, wat is dit wat jou vliegtuig selfs kan laat val. En om daardie besluitnemingsbasis vir die regering om sy nasionale beleid en sy strategie te formuleer op die kabinetsvlak, die lynfunksionele strategie, dis die departemente, die operasies wat hulle uitvoer. Intelligensie is nodig vir van die laagste vlak tot die hoogste vlak. As die polisie byvoorbeeld 'n klopjag wil uitvoer, om smokkelhandel te bestry, dan moet hy weet presies wat is die nommer van watter mense waar in daardie woonbuurt en dies meer om naartoe te gaan. Dit is intelligensie. Dis inligting wat vooraf ingewin moet word. Baie mense gebruik die woord intelligensie as alternatief, gebruik hulle inligting. So ons kan maar soms, daar is wisselwerk onderskil inligting en intelligensie. Om vroeë waarskuwing te gee, om beleid te moniteer, om vir die regering te sê, meneer die regering, jou beleid is besig om, soos die radarstelsel, probleme te ontwikkel, daar is oppositie, ons waarsku jou, hier is die oppositie, daar is die oppositie. So met ander woorde, intelligensie kan beskryf word as die oë en die ore van 'n staat. Dit is wat intelligensie in die waarheid is, met die doel om vir die regering te sê, dit is soos die wêreld lyk en oor na jou toe om te besluit. Intelligensie sê nie vir die regering wat om te doen nie. Dit is die regering se prerogatief en intelligensie moet onder geen omstandighede dit doen nie. Daar's baie goeie redes ook voor waarop ons later kan ingaan. Nou, waaruit bestaan intelligensie? Teen intelligensie, dit is die mense wat spioene vang. Wanneer spioene van ander lande hier in Suid-Afrika opereer, dan is dit ons taak om te kyk om hulle uiteindelik uit te vang. Nou ja, dit is 'n baie ingewikkelde deel van die beroep daarin. Want spioene is hoogs opgelei. Spioene, veral van die Russe, was baie hoog opgeleide mense wat hier opereer het. Vir die westerse lande het net soveel op ons toe opereer, maar nie naaste by so gesofistikeerd soos wat die Russe en die Oos-Duitsers dit gedoen het. Ook die Pole, ons het 'n Pool ook gevang hier. So die teenintelligensie is die spioenvangers. En die ander funksie wat hulle ook het, is om te kyk dat ons geheime bewaar word. Om te kyk na skedelpunte en dat ons geheime nie uitlek aan die vyand nie. Dan analise en vertolking. Dit is mense wat weer afsonderlik sit. En die insamelings, excuse ek het nou die insameling oorgeslaan. Insameling, dit is ons spioene. Teenintelligensie is om die ander land se spioene te vang. Insameling is ons wat spioene uitstuur, dis ons spioene na buite. Maar daardie insameling is nie net mense nie, dit is ook tegniese insameling, om mee te luister na die radio-uitsenders, na kommunikasies, wat sê die vyand oor mekaar. Dit is hoogs gesofistikeerde masjinerie wat daar aan die orde is. Amerika se stelsel daar, die National Security Agency byvoorbeeld, se begroting is kwantumsgewys meer as ons Suid-Afrikaanse begroting. Ons nasionale begroting verdwyn in die begroting net van daardie begroting van Amerika wat meerluistering doen. Hulle moniteer die hele ganse wêreld.
Nou goed, in die proses het hulle nou vennootskappe met Australië, Nieu-Seeland, Canada en Britannië en Duitsland. So daar is so 'n netwerk wat deur Amerika beheer word. Hulle kan oproepe in Suid-Afrika moniteer. Ons moet nie dink dat hulle dit nie kan doen nie. En dan al daardie goed wat ingesamel word, die oop inligting, ook selfs koerante van reg oor die wêreld, tydskrifte van reg oor die wêreld, stroom dan na die analiste toe of die vertolkers toe. So dan moet sin maak uit al hierdie goed. Die beleidsmaker kan onmoontlik al hierdie materiaal wat inkom vertolk. In die verlede was dit baie sterk toegespits op geheime inligting. Deesdae met die toename in die sosiale media, die internet wat baie meer beskikbaar is die vertolkings verantwoordelikheid baie meer nou om vir die regering te sê wat is hotnuus. Dit is so dit is die rol wat die vertolkers speel en dit is die wêreld waaruit ek nou kom. My detail is nie daar die eerste twee nie. Koeverte aksie is wat die mense negatief noem soms dirty tricks. Die mense wat uitmunt daarin is ook weer eens die Russe. Mense wat mense ook doodmaak soms. Mense het ons nog van beskuldig dat ons dirty tricks gedoen het met van die moorde wat hier plaasgevind het. So dit is 'n funksie ook van of die intelligensiediens of spesmagte in opdrag van die intelligensiediens. As mens nou kyk na wat in die wêreld gebeur het, daar is min organisasies wat nie handelend optree nie. Die Amerikaners byvoorbeeld, die CIA, het selfs spesiale eenhede om sabotasie te pleeg en om allerlei maniere die vyand te ontwrig. Hulle het nie die konvensionele troepe nie, maar dat spesiale magte om onder wat baie mense sê onderduimse aktiwiteite te doen, covert, geheim. Hierdie is sommer net 'n voorbeeld van toe die bureau oorgegaan het na die Nasionale Intelligensiediens toe, is dit die Russe KGB-man, die hoogs opgeleide KGB-man wat ons in 1981 vasgetrek het. Nou, die Russe is baie trots op hulle spioene wat hulle uitgestuur het en wat hulle gevang het. Een van die groot name was 'n man met die naam van Kim Philby, wat amper hoof van die Engelse MI6 geword het toe hy uitgeloop is. So, en die Russe die gewoonte, as hulle iemand wil vereer hulle hom met 'n porsiel. So toe ons hierdie manne 81 vang, en ons hom toe uiteindelik uitgeruil het vir ander spioene, westerse spioene, het hulle hom vereer, so hoog het hulle hom geag met 'n porsiel in Rusland. Nou, wie is die mense wat die intelligensie bedryf het? Dis die Bureau vir Staatsveiligheid wat oorgesien het 'n naamverandering ondergaan het, Nasionale Intelligensiediens. Die veiligheidsstaf van die Suid-Afrikaanse polisie, militêre inligting van die weermag en buitelandse sake, hulle was maar net gekoopteer want hulle wil nie te veel met die spioene geassosieer word nie. En dan het ons die tak nasionale vertolking gekry wat al hierdie organisasies gekoördineer het, so inligting gekoördineer het wat na die kabinet toe gegaan het. En dit was eintlik my wêreld, ek was hoof gewees van die tak nasionale vertolking vir 3 jaar lang. Dit was my taak om die Staatsveiligheidsraad vir 3 jaar lang voor te lig. So as ek nou verwant te lang praat, moet ek nou maar die gesigte lees. Want die eerste keer toe ek nou die Staatsveiligheidsraad moes toespreek, toe kyk ek vas in die gesig van president P.W. Botha, hy sit so reg voor my. En toe ek hom nou geleer, het ek sy lyftaal geleer. As hy begin rondskyk, dan weet hy begin nie verveel praat. As hy sy duime rol, dan weet jy, nou moet jy begin klaar maak, jy moet nie nou lang speel nie. Ek sê oor die dak slaan, dan sê jy sommer net daar al in. So, julle moet lees, as ek met die rond hier gaan praat. Dit was woorde van ek hieroor gesels. Nou, die fokusterreine, die veiligheidstak, hulle het uiteraard gekonsentreer op die oortreding van veiligheidswetgewing in die binneland.
militêre inligting, op die vyande, militêre bedreiging. Buitelandse sake het gekyk op diplomatieke bedreigings, maar hulle het natuurlik nou nie spioene gehad nie. En dan die nasionale intelligensiediens, wat 'n ander fokus gehad het. Hy het 'n fokus gehad op die stabiliteit van die land en die sekuriteit van die inwoners. Met ander woorde, nasionaal strategies. Nou, nasionaal strategies beteken heeltemal oorhoops. En strategies beteken om die tendense aan te dui. Om die breë riglyne aan die regering te skep wat besig is om die land veiligheidsaspekte wat die land raak. Is daar enige vrae oor intelligensie? Ek wil nie te veel uitgebrei daaroor nie. Is daar enige vrae oor of onduidelikheid oor intelligensie? Almal tevrede, ons het 'n idee waaroor intelligensie gaan. Goed, dan gaan ek verder gesels oor die verloop van die aanslag en die strategiese situasie. Ek gaan vra 'n vraag wat baie mense gevra het. Het die regering oorgegee in 1969 toe de Klerk die aankondiging gedoen het. En dit is so omvangryk dat ek slegs die revolusionêre dimensie gaan hanteer. Ek sal baie kortliks verwys na die ander, maar elke facet van hierdie hele aanslag teen ons destyds verg 'n hele lesing en meer as 'n lesing, dit verg 'n hele boek. So dit is nie vir my moontlik om in die bestek van 'n aansetting hierdie hele prentjie te skets nie. Goed, die totale aanslag, die Suid-Afrikaanse weermag se benadering was, en dit was baie in die debat gewees, en mense, akademici het baie kritiek daaroor gehad, en 'n man met die naam van Stemmet uit die navorsing gedoen en gesê, die weermag het die totale aanslag soos die volg verstaan. The crux of the total onslaught as perceived by the Minority government was that the anti-apartheid campaign and struggle was part of an international conspiracy led by the USSR to take control of South Africa as part of a Kremlin-engineered plot to conquer and rule the world. Baie mense glo dit vandag nog. Dit was veral die weermag wat dit geglo het, en baie mense glo nog steeds dat die hele aanslag teen die destydse apartheidsbestel communistische complot was. Maar die nasionale intelligensie het verskil, en dit sal verduidelik waarom het verskil het. Het verskil van daardie enkeldimensie benadering. Wat die nasionale intelligensie hier het gesê het is, ons kyk na Suid-Afrika. En dan kyk ons na alle faktore wat die stabiliteit van Suid-Afrika ontwrigters. Ons kyk na die vyand, soos die communiste en die ANC en daardie mense, dis die revolusionêre, en dan het ons gekyk ander mense wat die wêreld gedestabiliseer het. Ek gaan verduidelik wat is dit op die volgende ding. Kijk, wat ons nou gesê het, is nie 'n enkelvoudige aanslag nie. Dit was 'n klomp pyle. Nie net die Russe nie. Dit was 'n verskriklike klomp pyle wat saamgewerk het na uiteindelik die destabilisasie van Suid-Afrika op so 'n mate dat ons in die groot moeilikheid beland het. So ek gaan nou die gewelddadige revolusionêre stryd wat ek daar genoem het, die vyande wat een van die pyle is wat daar inkom, dan radikale militante dimensie. Dit is nou 'n klomp organisasies hier wat oral in die land was, wat maar ook so militant was, soos die ANC die land wou oorneem, maar hulle het net nie geweld voorgestaan nie, so hulle kon nie vervolg word nie, ons kon nie optree teen hulle nie. En dan het ons 'n klomp ontwrigters gehad. Mense wat aangedring het op verandering, maar hulle was die regering heeltemal goed gesit, maar uit verskillende motiewe. Sommige het gesê, julle moet dit doen, want ons gaan dit nie oorweeg nie. Ander mense het gesê, maar ons wil graag hê, julle moet apartheid verander. So dit is 'n hele spektrum van mense. So wat die nasionale intelligensiediens gesê het is, as ons nou die situasie in Suid-Afrika lees in daardie tyd, soos hy ontwikkel het, is daar 'n hele reeks van vyande, nie net die communiste. Daar is 'n hele reeks van vyande wat verandering in Suid-Afrika wil bewerkstellig op verskillende maniere, sommige gewelddadig, ander weer net deur beïnvloeding, maar almal wil verandering bewerkstellig. Volgende.
Nou die vyande en die ontwrigters, dis nou die ANC en van daardie radikale mense. Die ANC het 'n People's War benadering gehad. Hulle het dit by generaal Giap na die Vietnamoorlog het hulle hom geleer. Hulle stel voor die totale omverwerping van die status quo, van dit wat daar op stadium was. En om die regering dan te vervang met 'n radikale sosialistiese bestel, of noem dit nou maar 'n communistische bestel, deur die gebruik van alle moontlike magsmiddele, nie net geweld nie. So die stryd was nie net 'n gewelddadige stryd nie, dit was nie net 'n stryd waar mense wat probeer het om ons met geweld omver te werp nie. Daar is 'n hele klomp ander magsmiddele wat ook aangewend is om verandering in Suid-Afrika te probeer bewerkstellig. Op die politieke terrein, op die ekonomiese terrein, op die militêre terrein, die sosiaal en sielkundige terrein. Byvoorbeeld die bevordering van 'n alternatiewe regering onder swart mense. Vir hulle te sê, ons het 'n alternatiewe regering nodig, van die alternatief tot die huidige regering, maar ook ons moet alternatiewe regeringsstrukture skep, om as swart mense op te staan. Baie soos ons Afrikaners vandag ook graag wil opstaan, maar hulle het gesê ons moet alternatiewe strukture skep. So dit is al hierdie terreine. Hulle kan dit maar by voorbaat al sê, hulle het geslaag op al hierdie terreine behalwe die militêre terrein. Ons het aan die einde het ons so sterk gestaan dat die militêre faktor, die Umkhonto we Cease weer, net eenvoudig 'n 0 op 'n kontrak was. Van die bomme wat geplant was, is nie eens deur Umkhonto geplant nie. Goed, die volgende. Nou, die revolusionêre strategie van die ANC. Sy eerste een was massamobilisasie, om die bevolking in beweging te kry, die swart bevolking, om hulle in beweging te kry om 'n massa verzet teen die regering. Ons kan net nou teruggaan oor wat dit alles behels het. Hulle het binnelandse ondergrondse netwerke gevestig. En dit was vir ons bitter moeilik daar om daardie mense altyd op te spoor, want om hulle aan te kla, hulle het nie aan die formeel aan die ANC behoort nie, so nou waarvoor klaar jy hom aan? Jy weet nie wat sy agter, hy sê net, ek is nie lid van die ANC nie, terwyl hy in der waarheid al die strewe van die ANC onderskryf. So die optrede teen daardie groepe was baie moeilik. Internasionale isolering, dit is ook 'n baie groot onderwerp op sigself. Ek kan ook miskien hier by voorbaat sê, dat ons het soveel van mense in daardie tyd het gehoop dat die Weste ons sou kom help. Hier teen die einde van die 1980s het die kommunisme begin verbrokkel en tergelykertyd het die Weste vir ons gesê, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, julle beter nou verander. Soos ek gesê het, wat die gewapende stryd betref, MK het geen duik gemaak in by ons nie. Hulle het mense opgelei wat propaganda-oorlog wil doen. Ek sal miskien onthou van die ouer mense, sal nog onthou die bomme wat hier geplant is, Volkskas beleg ook gewees, bomme het, en dan die Kerkstraat bom natuurlijk, dit was die een MK sukses gewees, en hulle het so hier na die ene gehad, en Sasselburg opgeblaas, by die Weermacht hoofdkantoor, maar die rest van die bomme wat oor ons Suid-Afrika ontplof het, was eintlik bomme vir propaganda, want die bomme ontplof, en dan het dit papieren propaganda blaai uitgestrooi, en allemaal kon kyk, wat is die hier nou in die gang, hier is nou een groot bom, en dan lees mense nou, as het veronderstel om dan die mense op te ruim met daardie veldtocht. So dit was eintlik nie regtig 'n aanslag gewees, 'n militêre aanslag nie, dit was meer 'n propaganda aanslag as enigiets anders. Nou, waarop het hulle nou toegespits hier in die binneland? Nou, daar kan ons 'n bietjie meer gaan. Die werkersklas en die vakbonde, en dit is waar ons groot probleme te ontstaan. Want die werkers was sleutel gewees tot ons bedrywe, ons sakeondernemings, ons fabrieke. En hulle het hulle toegelê daarop om op hierdie werkers te konsentreer. Ek gaan net nou weer iets daaroor sê. Hulle het gesê mobilisasie van die vroue, en ons het nou gesien hierdie
ANC Women's League en goed, hulle die vrouweorganisasies geïnfiltreer, die mobilisasie van die plattelandse mense, daar het hulle nie soveel sukses behaal op die platteland nie, miskien op 'n later geleentheid eers. Die mobilisasie van die jeug, die godsdienstige front, hulle baie meer, hulle die dominees en ander predikers probeer beïnvloed om die boodskap van die ANC uit te dra. Ons burgerlike organisasies, dit was veral die UDF, waarna ek net nou sal verwys, plaaslike organisasies, en dan die mobilisasie van die wit gemeenskap. Ek sal weer net nou daarop teruggaan. En dan wou die wit gemeenskap ook kry om te sê apartheid is verkeerd. Nou die ontplooiing van die stryd, soos hy nou ontplooi het, ek gaan neem hiervan 1946, met so enkele hoogtepunte, en so hierdie hele ding teen apartheid kom van ver af. Ek gaan kyk die verskillende fases van die revolusionêre en die radikale stryd. Nou, in 1940 is die eerste pogings tot massamobilisasie aangewend, toe die African Mine Workers gestaak het en die militante jeugleiers van die ANC na vore getree. Tot op daardie stadium van 1910 of voor 1910 nog, was die ANC se standpunt gewees integrasie. Die ouer mense is nou onthou die groot woord by ons wat ons bang was as integrasie. Ons is bang gewees die swart mense in die land oorneem as 'n stemreg kry en dan die gemeenskap integreer. En dit was ook die ANC se beleid, en interessant genoeg, hulle het op daardie stadium ook gesê, maar ons is bereid vir gekwalifiseerde stemreg. Jy moet oor 'n matriek beskik of oor soveel kapitaal voordat jy mag stemreg kry. En so het hulle voortgegaan tot by 1940, en toe kom die manne soos Mandela, Walter Sisulu en Oliver Tambo, dit is die drie groot manne van die ANC wat toe na vore getree het, en dit is die manne wat die verskil gemaak het in die hele stryd van die ANC. Nou die 1950 die verzetkampanje, die sogenaamde Defiance campaign en massaveldtogte. Die Defiance campaign, daar was nog die optog van vroue na die Unie gebou toe, en hulle het probeer om deur middel van openbare optogte die mense, die swart mense te beïnvloed. Die Defiance is om die wette van die land ongehoorsaam te wees vir al die paswette. Om te sê ons weier om paswette te dra. Wat later op 'n groot probleem afgestuur het. Die beplanning vir optrede teen die nuwe veiligheidswetgewing, daar was baie betogings daarteen. SAKP was onder meer ook in die ban gedoen in daardie tyd. En die aanhitsing van die massas tot ongehoorsaamheid. En die aanvaarding van die Freedom Charter deur die Congress of the People. Nou die Congress of the People was dit was eintlik die kommuniste wat 'n groot hand daar gehad. Wat die ANC gedoen het, is hulle het mense van reg oor die land gemobiliseer. En hulle het die sogenaamde Freedom Charter daar voorgelê, asof dit uit die spontaan uit daardie vergadering gekom het. Reuse vergadering wat hulle gehou het daar by Kliptown. En dit was die kommuniste wat die Freedom Charter opgestel het en dit op die vergadering net eenvoudig afgedwing het. En dan is daar ook nog die hoofgeraadsaak teen 150 van die aktiviste. Dit het ook baie groot aandag getrek en het die stryd lewendig gehou onder die swart mense. Die publisiteit wat daaraan verleen was, het nog steeds vir die mense gesê, maar hier is nog steeds weerstand teen apartheid. Nou en toe kom, as 'n uitvloeisel daarvan, Sharpeville die 21ste oor passe. En hulle het geprotesteer passe, en weet nie of die jonger mense weet van wat daar plaasgevind het nie. By vereniging was daar 'n groot optog, polisie het ingeklim daar, en 'n klomp van die betogers doodgeskiet, en tot vandag genoeg word daar die Sharpeville gebeure teen ons gehou. Dit was seker van die grootste, belangrikste foto's is daar geneem, die Sharpeville, waar dit gebruik was tot vandag toe nog as propaganda teen apartheid. Dan bestaan apartheid nou nie meer nie, hulle gebruik dit vandag nog internasionaal as om te sê, kyk hoe verskriklik was apartheid, kyk net hoe die polisie die mense, regering die polisie die mense afgemaai het. Ja, op 16
Desember, 'n baie simboliese dag vir Afrikaners, het Umkhonto gestig deur Nelson Mandela. En die Hooggeraadssaak van 156 aktiviste, onder meer Mandela en dies meer, is daardie tyd gehou in die 60er jare. Bram Fischer, die hoofindoener van die communiste, is ook in daardie tyd gevang deur die veiligheidstak. So in die 1960s was die ANC bedrywig. Die veiligheidswetgewing het hulle bedrywighede egter aan bande gelê. Toe kom 1970, daar kry ons toe 'n interessante ding, dat die ANC so 'n bietjie laag gelê het. Die ANC het nie veel effek gehad op die aanslag teen Suid-Afrika nie. Wat wel is, die ANC se rol oorgeneem het, was die Black Consciousness. Die Black Consciousness het toe gekom met daardie slagspreuk van Black Man, you're on your own. Aanvanklik tot 'n regerings, onthou daar was 'n minister Piet Koornhof geweest, wat nog gesê, hy verwelkom hierdie Black Man, you're on your own, want hulle beklim toe nou apartheid. Maar dit was alles behalwe apartheid. Dit was 'n oproep geweest tot swart mense om te verenig in die stryd teen apartheid. En die invloed daarvan op die kerke veral, en die kerke het daardie boodskap uitgedra, sekere Engelstalige kerke, het daardie boodskap uitgedra en het 'n ontsaglike invloed uitgeoefen op kerkmense en ook veral die jeug. Dit het baie toegespits op die jeug. En toe kom die Soweto opstande van 16 Junie, toe die polisie moes skiet op opstandelinge in Soweto skoliere. En daar het ook 'n foto gekom wat seker die ikoniese foto is van opstand teen apartheid, van 'n man wat sy familielid so moes dra. Baie van die sal miskien tot vandag nog onthou. Sy suster, die suster van die kind wat doodgeskiet is, en die man wat die kind so gedra. Vandag nog in al wat 'n boek is oor apartheid kry jy daardie foto. Nou ja, die Soweto opstande het landwyd uitgebrei na ander sentra. Landwyd het die besef van die skole begin op posvat, ons moet in opstand kom teen apartheid. Want die hele Black Consciousness wat hulle gedoen het, is hulle sogenaamde bewustmakingsaksies geloods. Nou is ek terug by wat ek gesê het van die werkers. Hulle het byvoorbeeld by fabrieke gaan staan, daar was 'n studentenorganisasie NISAS, dan het hulle die Wages Commissions van NISAS het by die fabrieke gaan staan met pamflette om vir die werkers te sê, julle word onderdruk. Julle besef dit nie heeltemal nie, maar kyk nou net, kyk wat is die salaris van 'n uitvoerende beampte en kyk wat kry julle. Julle word onderdruk en julle word uitgebuit. Op daardie manier het hulle die werkers in so 'n mate gemobiliseer dat hulle dat daardie Durban hoërstaking was wêreldwyd eintlik groot nuus geweest. Steve Biko, die leier van Black Consciousness, is toe daardie tyd dood. En wat toe nou gebeur het is, dat alle vlugtelinge na die buiteland toe gevlug het. Botswana, Swaziland en Lesotho. En daar is hulle deur die ANC opgepak. Die Black Consciousness het nie buitelandse verteenwoordiging gehad nie. Die vlugtelinge, die Black Consciousness vlugtelinge is opgespik deur die ANC en gesê, ons wil julle stuur vir verdere opleiding, ons wil julle oplei teen om teen die regering te veg, en ons wil julle opleiding gee in algemene wetenskappe. Hulle is Rusland toe, en baie van hulle het in talle Oostbloklande, die communistische staten, het hulle toe nou gereël dat hulle daar kon studeer. Van hulle het doktersgrade behaal ook in die buiteland. En tot vandag nog sit hulle in staatsposisies, die mense wat daardie tyd in die communistische lande studeer het. En toe die ANC sien wat gebeur, toe hulle sien, maar hierdie 1976 opstand, dit is nie hulle wat dit gedoen het, dit is die Black Consciousness, toe sê hulle vir hulle self, nou ons moet iets doen. Ons wil nou weer moet terugkom, ons moet onsself nou onder die aandag van die wêreld bring en onder die aandag van die swart mense in Suid-Afrika. Want hulle sien ons het verbind onder wat aandag betref.
En dit is toe die einde van 1970 was die groot ontwapening van die ANC. En toe begin die ANC mobiliseer en voer hulle toe die totale stryd. Nou wat aanleiding gegee tot die sneller mechanisme, die sogenaamde trigger, wat die hele proses aan die gang gesit het. En ek weet nie hoeveel van die jonger mense nog weet van die driekamer parlement nie. Die oomblik toe die driekamer parlement ingestel word, toe sê die ANC, dit is vir ons 'n totale onaanvaarbaarheid, dit is vir al die gekleurde mense in Suid-Afrika onaanvaarbaar, en ons is geroep daartoe om hierteen in opstand te kom. Toe reël hulle 'n kongres, 'n klomp ANC-gesindes, nie ANC-lede nie, want hulle is toe in die ban gedoen. Maar mense wat in daardie dankring beweeg, reël 'n kongres, meer as 500 organisasies van reg oor Suid-Afrika, klein en groot, is daar betref. Nou, 'n klein organisasie is nie noodwendig 'n organisasie by een kant moet vergeet nie. 'n Klein organisasie gaan terug na 'n lokasie toe en daar begin hulle die boodskap uitdra. So daardie UDF was 'n keerpunt in die geskiedenis teen apartheid. Die binnelandse bevolking is daar, dit is die groot mobilisasie teen apartheid het daar plaasgevind. Nou weer eens, dit is nie goed wanneer jy kan polisieer nie. Daar is nie wapens wat jy daarteen kan gebruik nie. Dit is 'n idee, jy kan nie met 'n wapen met 'n masjiengeweer teen 'n idee veg nie. Jy kon ons hulle in die ban gedoen. So net kom die noodtoestand. Ons later 'n noodtoestand moes afkondig om hierdie hele tendens aan te hanteer. So ek gaan nou terugkom daarna toe om kortliks net te verwys. Ekonomies het hulle daarin geslaag om 'n klomp mense te motiveer, maatskappye ook, om uit Suid-Afrika te onttrek, om nie meer vir ons lenings te gee nie, om nie meer handel te wil dryf nie. Ons is later in totale ekonomiese isolasie geraak. Ons het geen mense meer wat met ons handel dryf, behalwe die ouens wat onder die tafel leer met ons handel gedryf. Ons het baie goed met sekere manne klaargekom wat die wapenbedryf betref, maar hoogsgeheim, ons het nie meer bondgenote gehad daar nie. Dan ook die wegkalwing van die blanke aksie. Wat mense vergeet is, hoeveel wit mense het later begin sê, maar ons hierdie apartheidstelsel kan nie meer hou nie. Dit is een groep mense. Dit is nou van veiligheidskant het ons net gesê ons het probleme wat die veiligheid betref. Maar dan was daar ook ander mense wat gesê eties is die apartheidsbeleid verkeerd. Op beginselgronde kan ons nie saamgaan met hierdie beleid nie, ons moet verander. Brandredakteurs, sakemanne het natuurlijk vir ekonomiese redes gedoen. Gavin Morelli, die voorstel van Anglo American, wat ons hele beurs berees het, hy was meer as 50%, was hulle die manne wat ons ekonomie beheer. Meer as 50% was hulle teenwoordig op die beurs. Hy is die eerste organisasie gery het hier in 85, 86 rond, om met die ANC te gaan praat, om te probeer uitvind. Wat is hier moontlikheid dat ons tot 'n skikking kan kom om hulle besighede te red. Dan was daar baie akademici, Afrikaanse akademici, studente wat Lusaka toe wou ry, wat Maputo toe wou ry, met die ANC te gepraat het. Hulle het gesê, ons moet nou gaan uitvind, hierdie ouens van die ANC is hulle regtig so sleg as wat julle as wat die regering is vir ons sê hulle is. So ons het 'n groot gros mense gehad wat by die ANC toe wou stel. Die is miskien onthou die Dakar-gangers, die manne wat van sy slabberkling daardie mense wat 'n groot klomp akademici gekry het en Dakar toe gery het om met die ANC te gaan praat. So daar het 'n golf begin. En toe, as gevolg van die Bosoorlog en toe die optrede van die weermag in die townships, het daar baie blanke ouers toe begin skryf en sê, maar ons gaan nie ons kinders in daardie omstandighede nou, hulle is nie polismanne nie, want ons het die polisie kon nie meer die situasie hanteer nie, toe het ons die weermag gestuur en toe sê die skryf die ouers briewe vir PW Botha om te sê, ons gaan nie langer ons kinders blootstel aan wat gebeur in die townships.
Want ek dink dit is die een dimensie wat ons mense nooit besef het nie. Die regering wou nooit regtig die ware situasie openbaar nie. Want jou probleem was, as jy vir hulle sê, ons het nou ernstige veiligheidsprobleme met wat aan die gang is, dan kry die oppositie lekker daaroor. Hulle sien, maar hierdie ouens, ons maak hulle seer, ons is op die regte pad, ons moet verder gaan. So daarom is tot vandag toe nog mense nie baie goed ingelig van wat daar die tyd gebeur het nie, omdat ons nie wou toegee aan die ANC en hulle bevoordeel in die hele proses nie. Nou, die verlies aan legitimiteit onder die plaaslike bevolking en internasionaal. Mense het later begin glo die regering het nie meer die legitimiteit, die reg om te regeer nie. En onder die swart mense veral is dit baie wyd onder aandag gebring. Nou, wat binnelands toe gebeur het, hier in 1980, toe ons sien hoe geweldig omvangryk die situasie ontwikkel, het ons noodtoestand verklaar. Want net voor ons was daar opstande in die townships geweest, die polisie kon nie alles hanteer nie, ons het die weermag probeer en nog kon ons nie aan die staat platslaan nie. In 1985 het ons 'n gedeeltelike noodtoestand afgekondig. Dit het nie gehelp nie. 86 moes ons weer 'n nasionale noodtoestand afkondig om die situasie te kan beheer. Ek was toe by daardie stadium by die situasiekamer van die president om te controleer wat oor ons in die land aangaan, ons moniteer alles. Die polisie het later sommer net in die township ingegaan en begin vang ouens wat bekend was dat hulle opstandig is sonder dat ons enige bewyse gehad het. En ek onthou nog hoe die barometer wat ons gehad het geklim het. Kaspers ingestuur het. Daar was groot gebiede in die townships wat blanke mense in die regering nie kon toegang kry nie. Die enigste manier waarop ons die en hulle het toegenoem bevryde gebiede, en ons wil hulle nie in hulle kwaad sterk nie. Ons kon nie in daardie gebiede ingaan nie. Die regering kon nie sy gesag afdwing reg oor hierdie land nie. Ons het groot gebiede gehad wat ons moes met kaspers, was die enigste manier wat ons kon ingaan. In daardie tyd het ons die groot optogte stakings weg by skoolboykotte gekry, kinders wat weier met skole afgebrand, kulturele programme. Net om te wys hoe omvangryk dit was. Ek het eendag die veiligheidsraad heeltemal verstom met 'n aanbieding oor struggle wiskunde. Nou, ek sê hoe op aarde bring die politiek met wiskunde in verband. Hulle het 'n hele aanbieding buiteskoolverband gedoen aan die kinders die mekaar gekry en dan lui die som soos volg. Daar is 10 onderdruktes en die polisie kom en hulle skiet 5 onderdruktes dood. Hoeveel onderdruktes het oorgebly? Somme en allerlei wiskundige statistieke wat met die onderdrukker en die bevryder. Die bevryder kom en hy skiet 5 mense dood. 5 van ons onderdruktes dood. Hoe kan dit regverdig word? Al sulke soort van dinge het hulle gebruik, sulke kulturele programme. Gorilla theater, spontaan in die strate, en swart mense is lief om by mekaar te kom en te sing en gemeenskaplik te gesels. Dan het hulle die geleentheid daar gebruik van 2-3 mense wat gorilla theater opvoer. En dan voer hulle 'n toneelstuk op waar die polisieman kom met die swart mense slaan en dan hoor hulle gesels en dan gesels hulle kyk net onregverdig is hierdie stelsel. Ek kan nog hele gesels hoe mense geconditioneer is in daardie tyd teen die regering. Intimidasie, necklacing. Wonder hoeveel mense kan nog die necklacing onthou. Motorbande wat om die nek van mense gehang is, die sogenaamde impimpies, mense wat verdink word daarvan dat hulle aan die regering inligting oorgedra het, word petrol in daardie bande aangesteek en dan word daardie lyke, word daardie mense verbrand tot kool. Winnie Mandela, baie bekende figuur, seker nou nog, almal was baie instrumenteel gewees daarin. Maar nou moet ek net een ding van die ANC sê, hulle het dit ook afgekeer. Hulle het Winnie probeer tot orde roep, maar die klimaat was so, die mense wou nie tot orde geroep word nie.
Oliver Tambo het op 'n stadium 'n beroep probeer doen op die ouens om nie so te kere te gaan nie, veral hier na die einde van die 80er jare, want hy was bang dat hulle juis as 'n terreurorganisasie by westerse lande verklaar gaan word. Hoe lank het ek nog? So 10 minute dan. So die ANC het bang geraak, hulle gaan hulle verklaar, en toe begin hulle weet van 'n beeld van redelikheid vertoon. En die kommuniste het toe gesê, Gorbachev was toe besig met 'n program, die Russiese empire was besig om dinge te stort. Toe hy het die ANC gesê, julle gaan op julle eie moet klaarkom. Ons het dit geweet, ons het mense gehad wat gaan vertel van wat die Gorbachev vir Oliver Tambo gesê het, en geroep, en gesê, julle moet julle eie hou gaan, ons gaan julle nie meer so baie help nie. Dit was nou aan die einde eers van die 80 jare. Maar terselfdertyd het Tambo dan geslaag, hy en die latere president Mbeki, om die westerse lande te oortuig dat hulle nie 'n terreurorganisasie is nie, hulle is 'n bevrydingsorganisasie. En daardie veldtog het baie sukses afgewerk. Ek sal later sal ons weer aan gesê. Maar in daardie tyd was daar ook iets soos die Kerkstraatbom, die no-go zones, dit is die gebiede waarna het verwys het, waar ons nie kon toegang kry nie, en dan is daar alternatiewe strukture geskep, waar, soos byvoorbeeld, daar is al die hele infrastruktuur van die township is geboycott, en dan het hulle eie rade geskep, hulle het hulle eie skoolrade geskep, en landwyd was daar die aksie aan die gang. Hierdie alternatiewe strukture het baie daartoe bygedra dat die boodskap teen apartheid nog verder uitgedra is. Wat die Nasionale Intelligensiediens toe vir die regering gesê het is, daar is 'n klomp pyle, verskoon maar op die agtergrond Amerika is, want ek het nie die vernuft gehad om Suid-Afrika daar te skets, die land daar nie. Daar is 'n magdom pyle wat op ons afgestuur het, en wat ons wil platdruk, sodat ons bewegingsvryheid, so die woord weer herhaal, ons bewegingsvryheid ingeperk. En dit was nie net die kommuniste nie. Dit was mense van reg oor die hele spektrum, van mense wat ons goedgesind was. Weereens, mevrou Thatcher, die eerste minister van Britannië, die president van Amerika, Reagan, hulle het almal vir ons gesê, julle moet verander of die konsekwensie dra. Duitsland, almal. Vir ons as intelligensiedienste het almal van hulle dieselfde boodskap oorgedra, gesê, julle moet vir julle regering sê, julle moet 'n plan maak. Ons regering het ook, ons hoofde van die weermag en die polisie het by die regering gepleit. Ek het in die Staatsveiligheidsraad vergadering gesit, toe generaal Johan van der Berg by die commissaris van polisie vir die president gesê, meneer de Klerk, jy moet 'n plan maak, ons kan dit nie langer hou nie. Die polisie is onder te veel druk. Die spanning onder die polisie, ons mense het drankprobleme. Egskeidings het die hoogte ingeskiet. Selfmoorde het die hoogte ingeskiet. Die polisie kan die spanning nie hanteer nie. Ons het 'n probleem gehad om met die, soos ek al reeds genoem het, met die employering van die weermag. So, tekens het toe begin dui, dis al hoe meer nader na ons toe. Waarom is ook gesê het, dat die kommuniste nie in die enigste geval is nie, is dat die kommuniste, 'n groot klomp van hierdie mense, daar was selfs anti-kommuniste wat in daardie stryd deelgeneem het, maar die kommuniste het nie soveel mag gehad nie. Wat kan ek sommer vooruitloop, die een groot ding wat die kommuniste ongelukkig as 'n nalatenskap vir ons gelaat het, is die infiltrering van die ANC. Hulle het die ANC van intellektuele kapitaal voorsien om hierdie aanslag te voer en om mense aan te moedig teen apartheid, te oortuig dat dit eties verkeerd was. Maar die groot nalatenskap is die sentrale bestuur van die land. Waar ons nou nog kry dat die ANC alles wil gryp, dit is 'n nalatenskap, 'n tipiese nalatenskap van die Sowjetunie, wat 'n sentralistiese bestuur gehad het,
En hierdie klomp mense, 'n groot klomp van die ANC mense, het daar studeer en nou wil hulle dieselfde doen. Hulle wil die hele gemeenskap in Suid-Afrika wil hulle hanteer. Hier het ons nou die BBI en die sneer. Alles deel daarvan ons voel die gemeenskap, ook die wit gemeenskap nou te reguleer. Hulle glo, hulle kan nou alles die land reguleer. Dit is 'n hele interessante hoofstuk weer op sigself. So, die punt wat ek net wil tuisbring is, van alle kante is ons aangeval. Die volgende een, van alle kante. En ons keusevryheid was toe uitgeput. Ons sou nie meer lank kon uithou nie. En ons het geen saakmakende ondersteuning meer gehad nie. Ek gaan nou hier afsluit. Ons kan nie, daar's nie 'n enkele instansie wat gesê het, julle apartheid is op die regte pad op daardie stadium nie. Nie 'n enkele saakmakende nie. Daar was mense wat hier in die binneland vriende en die buiteland gehad het, sê die vriende, nee, ons is nog aan julle kant. Maar ons het nie 'n enkele saakmakende instansie gehad wat hulle met ons vereenselwig gedoen. Die mees vriendelike organisasie wat ons betref, wat aangedring het op verandering, was die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke. Hulle was baie goed bevriend met ons Afrikaanse kerke. Ons Afrikaanse kerke was geaffilieer voordat ons uitgeskop het. En daardie mense het ons gesê, julle moet verander. Daar was 'n algemene aandrang op verander. Ja, nou kry jy hierdie aandrang op verandering, jy kry die aksies, die fisiese aksies teen verandering, en die net trek al hoe sterker en sterker om ons saam. Nou ja, daar was toe nou 4 opsies vir ons. Inploffing, ontploffing, onderhandelinge of 'n geleidelike oorgang. Nou, inploffing so beteken wat leidelike verset beteken. Dit is soos Gandhi Indië oorgeneem het. Met nie gewelddadige aksies. En net eenvoudig al die skoolbedrywe laat staak het, sodat alles tot stilstand kom. Daarna sou daar miskien meer geweld gewees het of nie. Maar die hele doel was om deur leidelike geweld, deur nie gewelddadige pogings, die land tot 'n totale stilstand en 'n ontploffing te kry. Die ander opsie was skiet. Nou ja, wie skiet jy? Hoe skiet jy die idee? En daar is nie vriende nie. Daar was nie vriende teen ons nie. Wat in ons gunst hier binne in Suid-Afrika, ek kon aan een tuislandleier dink, en dit was Mangompe, wat vir Suid-Afrika gesê het, ek wil dit hê, want hy het 'n empire van daar gebou. Die res van die tuislandleiers, ons skepping, was teen ons gekant. Almal van hulle, ook Buthelezi. Baie mense het gedink, maar wat gaan Buthelezi? Hy het die ANC's oogmerke gesteun met nie hulle metodes nie. Hy wou ook verandering bewerkstellig, maar hy wou iets beter vir KwaZulu bedinge. So die punt was, daar was geen enkele saakmakende instansie in Suid-Afrika of in die wêreld wat ons gesê het, julle moet voortgaan met apartheid. Nou ja, die ander opsie wat baie mense sê, maar hoekom het ons toe nie geleidelik verander nie? Dit was 'n aksie wat ek weet baie van die mense in die veiligheidsmagte voorgestel het. Maar die intelligensiegemeenskap het gesê, die momentum was op daardie stadium so sterk, dat daar nie 'n kans gaan wees nie. Want kyk wat het gebeur met die skepping van die UDF. Die oomblik toe daar 'n poging was om 'n geleidelike verandering te bewerkstellig, om ander groepe by te trek. Daardie oomblik, dit was die sneller meganisme wat die hele veldtog teen apartheid aan die gang gesit het. En as jy met geleidelike verandering begin kom en sê die veld, jy is besig om in te gee, en dan vat hulle jou. Nou ja, die ander opsie, wat niemand geweet het waar jy dit gaan lei nie, is onderhandelinge. Kyk of jy nie tot 'n gelyking kom nie. Want die ANC was op daardie stadium reeds, en dit het die intelligensiediens geweet, hulle het al reeds besluit, op aandring onder meer van die kommuniste, van die SSR-kommuniste, is hulle aangesê om vir konstitusionele bedeling te onderhandel. So, ons het dit geweet.
Die nasionale intelligentiediens was reeds in gesprek met die ANC voor dit en vir hulle gesê, as julle dit sê, kan ons sal hulle die spanning in Suid-Afrika kan verlig. So die regering het ingegaan in onderhandelinge sonder dat hulle geweet het wat presies voor lê, maar die rede daarvoor is daar was nie 'n ander opsie nie. Die regering het gereken daar was nie 'n ander opsie nie. Die intelligentiegemeenskap, die hele intelligentiegemeenskap toe die regering gesê, meneer, jou ontploffing onder opsies, die gaan nie werk nie, die witman gaan tweede kom, met daardie inploffing of ontploffing opsie. Geleidelike oorgang gaan nie werk nie, onderhandelinge is al wat jy maar kan probeer. Nou ja, besluit maar self, wat sou jy besluit het as jy die realiteit in die oog loop? Nie 'n wens nie 'n emosioneel nie. Emosioneel dink ek was al die veiligheidsmagte daarteen gewees, maar redelik het hulle gesê, ons het nie 'n keuse nie. Ek gaan dit in die volgende ding. Nou, toe kom M.W. de Klerk en op 2 Februarie 1990 kondig hy aan dat apartheid afgeskaal word. Nou, wat was die strategiese betekenis daarvan? Die hele strategiese situasie in Suid-Afrika het verander, waar ons tot voor 2 Februarie in 'n revolusionêre oorlog gewikkel was, het dit skielik omgeswaai in politieke mededinging. Nou is die ANC onafhanklik, nou kan hulle meeding. Dit het nie sonder probleme gepaard gegaan nie, want hulle het nog steeds hulle was nog baie negatief geweest, hulle het nog maar steeds moord gepleeg selfs, politieke moorde gepleeg tot 94, maar dit was toe 'n heeltemal 'n ander veiligheidsscenario wat toe aangebreek het na 2 Februarie. Van revolusionêre totale oorlog, nie net revolusionêr nie, die aandrang van al die westerse lande ook, van 'n totale oorlog na 'n situasie waar ons nou moet begin gesels het, waar dit nou 'n politieke mededinging was. Nou, ek dink daar was baie mense wat naïef genoeg was om te dink dat die Nasionale Party nog 'n groot hand daarin kon gehad het in die nuwe bedeling, maar dit was nie my terrein daar in die politieke terrein nie, so ek wil nie daaroor uitlaat nie. Wat toe nou gebeur het is, die politiek moes toe van daardie datum af voorgeloop het, die veiligheidsmagte teruggesit en gesê, julle politici moet nou die hele situasie hanteer. Ons gaan nou nie meer voorloop en die oorlog hanteer nie, julle hanteer nou die politieke situasie. So ek hoop dat daar grote duidelikheid daaroor is. Ek sal graag weer Ik kan niet met alles samenstemmen. Ik heb in 1976 gekom en vanuit Holland uit, en ik heb hier naartoe geïmmigreerd, ik heb hier land mijn eigen gemaakt. Ik heb geweldig baie gelezen over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Een van die dingen wat ik kort kom in Zuid-Afrika is die teenpropaganda. Kijk, die aanslag van de ANC en van die communisme was om propaganda te realiseren. Ons het nooit geen ordentelijke teenpropaganda gehad. Snaap Sharpeville is geweldig opgeblazen. Maar weer voor die tijd is dat politiemannen doodgemaakt, ontman en achter bakkies aangesleept en kunt op mijnen. Waar is die story? Nergens. Als ik een politieman is in Sharpeville en ik hoor die story, dan begin ik schieten. Ik geef niet om nie. Dan begin ik schieten. Want anders gaan diezelfde met mij gebeuren als wat met mijn collega's gebeuren. Daar hebben baie dingen, ons het in een machtspositie gestaan, Zuid-Afrika. Zuid-Afrika het die industrie gehad, hy het die wapentuig gehad, hy het die grondstoffen gehad, hy het petrol vervaardigd, hy het alles gedoen, die technologie was ongelooflijk in Zuid-Afrika. Ek voel dit is nooit ten volle as teenpropaganda gebruik. Die wereld kan maar boycott. Het ons die wereld nodig? Die wereld het ons platinum nodig, uranium nodig, ons goud nodig. Hulle het alles nodig gehad vir Zuid-Afrika. Die aanslag was nie vanuit Rusland nie, maar vanuit Amerika, van die CIA. Hulle het hierdie land ondermyn, volgens my. Die dood eenvoudig, hulle was bang vir ons.
Ons het 'n paar lesings gelede het ons gelees van die gehoor van die bom. Ons het bomme gehad, 6 bomme, 6 atoomkoppe wat ons steeds daar lê. 7de een is in die maat. Wat ek daarmee bedoel, ons was in 'n ongelooflike magsposisie. Die wêreld het bang geraak vir Suid-Afrika. Dis hoekom die aanslag plaasgevind het. Hierdie narre wat nou in die bewind is, dit beteken niks vir hulle. Die grootste ironie van hierdie hele verhaal wat hy nou vertel het, dat die Russe het ingekom, die land begin korrup maak, en hulle het niks uit te dien nie. China vat al ons grondstowwe. China dump al hulle rubbish hier. En dit word alles toegelaat deur die puppetregering. Wat ek daarmee bedoel is, ons het 'n uitstekende land gehad. Ek het baie van die ou Suid-Afrikaanse panorama's lees. Het is ongelooflik wat hier gebeur het in Suid-Afrika. Ons was ver voor op die hele wêreld. En dit moes ondermyn word. Dit moes doodeenvoudig doodgedruk word. Mense soek diamant, mense soek goud, mense soek al die grondstowwe. Vandag nog. Is dit die redding vir Suid-Afrika? Anders was ons so lank al weg geweest, as dit nie vir die grondstowwe was nie. Europa het nie die grondstowwe. Ons het die grondstowwe, ons het die magposisie gehad. Hoekom het ons dit laat gaan? Was dit kortsigtigheid vir die mense self? Ek kan dit nog steeds nie verstaan. Maar jy moet dit van teenpropaganda, miskien 'n vraag. Wat het ons gedoen aan teenpropaganda? Want dis die punt wat jy mag. Ons het nie van die booshede gehoor nie, ons het dit toegelaat. En as ek nog ander voorbeelde so verby haak, maar wat was in ons van ons kant af die teenpropaganda, waarom die citizen wat die ons familielid van jou ook 'n vlek het, die reg in Boston. Gebou vir wat die hele citizen stap as 'n skandaal hanteer het wat nie was nie. Wat het ons gedoen van teenpropaganda van julle departement daar? Wat het julle daarvan? Nou nie ons departement by die Staatsveiligheidsraad wel, maar daar was 'n sekretariaat van die Staatsveiligheidsraad wat ons gekyk het en 'n tak gehad het strategiese kommunikasie. Die een probleem is dit, as het hard probeer, maar as mense nie stryd verstaan in daardie tyd, het dit nie gewerk nie. Want die mense het dit tevore gesê, dit was maklik geweest om die mense te oortuig dat ons onder druk. As jy by 'n fabriek toe gegaan het en jy sê dat jy word onder druk, kyk net hoe lyk die verskil in salaris tussen 'n CEO en 'n gewone werker, dan is dit maklik om dit aan te verkoop. Nou moet jy probeer om te verduidelik, maar dit is nou nie as niks meer verkeerd nie. Dit is daardie soort van probleme wat jy gekry het. Die mense se grondervaring was nie dat hulle dit wou aanvaar nie. Ek het nou eens skouspelagtige mislukking geweest was om aan die mense te wys hoe sleg ter wereld is. En dit was die tyd van Idi Amin. Dit was 'n groot leier in Uganda wat verskriklik wreed was. En daar was baie foto's beskikbaar geweest oor hoe wreed kan 'n swart man teenoor 'n swart man optree. Die boekies is toe nou gedruk en kort nadat dit versprei is, het die boodskap teruggekom van die grond af. Jesus, wat daai ons is agter hom. Hy is 'n sterk man. Ons moet verstaan hoe die sieger van die swart man gewerk het nie. Ons het die swart man se sieger sy ervaring van apartheid bekend gewees. Ja, dit miskien was. En dan praat ek van ons die departement bureau vir inligting wat deel was van daardie propagandamasjien. En dit was die weermag wat eintlik daar voorgeloop het saam met die departement van inligting. Hulle kon net nie hond haar afmaak nie. Hulle kon nie die mense oortuig dat apartheid nie die regte ding is. Ek het so 'n spesmaas al die jare opgebou dat daar iets. Kyk, ek is nou nie een van die Illuminati wat sê. Ek het net vir julle geslaap, ek het so 'n bietjie van, soos ek gesê het, terwyl jy die lesing gegee het. Maar ek het altyd 'n vermoede gehad daar was 'n regering agter die regering. Daar was mense wat besluit gemaak het, dit soos Johan Heinz, wat dan besluit dat hy gaan vir die, want hy was baie magtige man geweest. Hy was die voorsitter van die Broederbond, hy was die voorsitter van die moderator van die NG Kerk, hy was professor van die Kweekskool, hy was, en elke ding was hy die top ou geweest. En hy besluit, apartheid is boos.
En hy het vir al die mense oortuig in die Broedbond en hulle het dan die hele netwerk versprei dat apartheid so is. Ek glo nie hy was deel van die Illuminati of iets so dit nie, maar ek is nog altyd bewus gewees van 'n magsbasis agter die regering. Ons het byvoorbeeld nooit die myne genasionaliseer nie. Ons kon dit gedoen het, maar ons het nooit nie. Daai mense wat in beheer was van die ekonomie van die land, die De Beers en die Anglo-Americans, hulle het 'n geweldige invloed gehad op wat gebeur het in die land. En ons het nooit hulle kon beheer nie. En ek wil altyd weet, is daar was daar geheul gewees tussen die regering en hierdie mense, ons daar skan die regering agter die nasionale party gewees, wat die toukie eintlik getrek het, ons is allemaal marionette, wat soos idiote gaan veg vir 'n saak wat nie bestaan nie, en dan is dit al die tyd was dit vertiel gewees, en ons gee die land weg, met F.W. de Klerk en so voort, en ons het allemaal gesterf op die grense, geveg en verkeerd gestaan, vir niks. Terwyl die ouens hier agteraf plannetjies maak, 1990 wat ek al trek, De Beers hulle geld in die land uit, en al die groot ouens trek, maar hulle het geweet wat kom. Verstaan, so ek, is my vermoede waar, dat daar 'n mag agter die regering is, wat die nasionale party basis as 'n marionet regering gebruik het. Soos ek gesê het, die intelligensiewêreld het hom nie ingebring met die politiek nie. Hy het uit die situasie gelees. En wat ek vir hier geskets het is, soos wat hy die veiligheidssituasie gelees het, liberalisme of kommunisme of wat ook al het nie getel om die situasie te lees nie. Dit wat prakties op die grond gebeur, dit wat georganiseer word, het jy gelees. So, en wat die intelligensie mense het gesê, niks met liberalisme of oorgee of enigiets te doen, sê, meneer, jy is vasgevang, en ons kan nie sien hoe gaan jy hier uitkom nie, die momentum word net meer, oor na jou toe om te besluit. En of die ou liberaal was, en of hy konservatief was, of wat ook al, dit was nie die saak van die intelligensiewêreld nie. Ons het ons plig gedoen, deur gewoon te sê, dit is die situasie lyk. Dit het gebeur wat as ek gesien het, dat die Johan Heinz het te veel invloed gehad. Was Johan Heinz se telefoon, dis nie onder die beheer van die met inligting my en Michiel se foon gegaan. Verstaan, dis wat ek wil weet, julle het julle vir Johan Heinz dopgehou, en wat hy gedoen het, en wie sy kontakte was, of het julle net ons dopgehou? Praat jy self? As ek kyk, hoor ons hoe die ouens luister op die foon, en word al doffer, en sê, ons gaan nie praat oor môre se kuier, die weet hulle kan maar af. Kyk, die instansie wat eintlik die beleid in 'n groot mate help voer het, was die veiligheidsmag toe. Dit is waarom baie mense gesê, die veiligheidsmag is eintlik die mag agter die troon. Die Staatsveiligheidsraad het dan sekere besluite geneem om die situasie te hanteer, en tot op die einde omtrent, hier laat in die 80er jare, het ons nog voluit gegaan vir om die ANC te vernietig, en om die ander magte te vernietig. Uiteindelik het het gebleik, ons kon nie. Daar was nie 'n manier waarop ons dit kon doen. Dit is waar ons sekretariaat van die Staatsveiligheidsraad was daar. Daar is nie 'n manier, al hierdie mooi goed wat hy gesê het, ons kon dit nie doen nie, ons kon die mense oortuig van hoe belangrik ons minerale en goeders is nie. Die hele aanslag was so teen ons gewees, daar was nie 'n kans om te roer nie. Nou ja, dan moet jy maar polities besluit hoe jy dit gaan hanteer. So wat ek gedoen het is, ons het ons uit die politiek uitgehou, dit is soos ons die situasie gesien het, en dis waarom ek gesê het, besluit wat jy sou doen. Maar ek kan nog steeds nie bedag oor die idee dat, sê nou ons in die swart is net soos poppe in 'n poppetheater en slaan punch en judy mekaar, maar is eintlik 'n ou hier agter by die toukies trek, verstaan? So dit is wat gesê van die russe wat ingebring het en wat propaganda gedoen het. Is daar ergens 'n evaluasie, my vraag is daar ergens 'n evaluasie gedoen van hoeveel geld ingestroom het in die ANC en die omgewing? Weet ons daai getal? Want ek dink gaan oor geld. Iemand het geld gestoot vir die kwaliteit van hulle propaganda was beter as ons in hulle het op plekke uitgekom wat ons gedog het, wat eigenlijk vir nie soos Johan Heinz wat 'n dubbel agent was, almal weet dit nou, dis voorgeskiet is, sy kontrak was 27 miljoen uit te kry. So dit is nou alles bekende feite, maar die punt is
is hoeveel het uiteindelik, het ons 'n idee hoeveel geld daar was aan daardie kant. Want ons het nie die begroting gehad, dit is ons maar verloor het. Maar wat was daai kant net? Iemand 'n beraming dan? Ja, ons het dit gemonitor. Maar By verre die grootste skinker was die Skandinawiese lande. Wat was dit miljoene, was dit biljoene, was dit miljarde? Ek het dit nou vergeet. En die ander belangrike ding is deur kerke gekanaliseer ook hoofsaaklik. Baie van daardie geld. En daardie geld is dan nou gegee nie vir aanvalle en goed nie, die geld is gegee vir propaganda. Ons het die propaganda-oorlog verloor. Precies, dit is wat ek sê. Wat ek kry, die Iran-oorlog is 20 miljoen rand, $1 miljoen per sekonde. So as jy nie daai geld het om te hardloop nie, moet jy nie veg nie. So as jy $1 miljoen per sekonde kan spandeer, kan jy nou gaan veg in Amerika. Ons sê dit nou nie. Maar wat het gaan met die som van die geld? Wat was gegee? Want dit wat ons sê, kon ons 'n persent teen veg, kon ons 5% teen veg, hoeveel kon ons teen veg? Want dit is wat inkom. Hulle hier die beste mense. Ons het maar plaaslike talent. Weet jy nou met 'n preekie wat hy gee teen Johan Heinz, maar hy word betaal deur twee, hy was nasionale intelligensie en ANC. Hy het 'n dubbel salaris gekry, so en hy het van weet jy nie te werk as die geld is nie. Hy het net te praat daaroor. Dit is iets anders te verstaan. So ek sou dit sou die deurslaggewende wees as ons die som aan daardie kant van weet ons wat was die aanslag. Die kon die kwaliteit gehad het. Ons naïwiteit, ons het nie ons propaganda gedoen, ons het 'n citizen gedoen. Regtig ons het dit as 'n skandaal hanteer, terwyl ons enigste prestasie is, min praat oor bestaan. So ons propaganda was flou geweest, ons het nie een van die goed wat reg hanteer nie. Die inligting van die Soweto was, die Soweto opstand het nie deurgekom nie. Ek was in Alexander Clinic in daai opstand geweest, ek het die mense gesien, wat in die oorlog gesit is aan die ANC, hulle het belasting gekry, dan sien die kind in die oond, ons skakel op aan, hard op die ouers om die geld te kry. Ek en die kind was nie vir my pasiënte geweest. Die oor was weggepraat, ek het sy oorlede gered. Dit 'n tegniek wat moes uitgewerk het, so die kind kan sien. So ek het die pasiënte gesien, maar daar was niks in die koerante geweest nie. En dis die punt. Hulle het meer geld gehad as ons. Wat was dit? Jy weet dit in 'n mediese joernaal opskryf. Dit was was 'n tegniek. Jy moet kan sien, jy moet as jy baie jonk is kan sien hoe te kan sien, anders word jy blind. So dit was as ek die vel oorgeplan, ek die oog het toegewerk, 'n vel oorgesit, gewag vir 'n week, dit oopgestel dat die kind kan sien. Betyds om die blind te word nie. So. Dit was nie gesig gedoen vir die punt. So die van die ANC, wat belasting gesê. So dit was ons vyand geweest, want dit is in die koerante gekom nie. En dis die punt wat jy gemaak het. En ek is op wagpunt, ons het verloor, en ons het in geld het naïef geweest, ons mense was omgekoop door mense. Dit was so cool. En ons het ook Wat wil gaan met wie was die wenner op jou einde geweest? Nie die ANC nie, Ek is net aan die gang hierop. Hierdie voorvalle wat ek nou gesien het, ons het baie staat gemaak op die wit mense se siege van hoe ons nou die swart sien. Ons het gedink, ons gaan hulle afskrik deur hierdie foto's van daardie soort kyk net wat julle mense aan julle doen. Omgekeerde reaksie gehad. En dit is ons mense probeer om al hierdie soort van goed, maar ons het gedink soos wat ons het onsself in 'n witmansposisie gestel, hoe sou 'n witmans reageer. En vir jare lank het ons daardie fout gemaak. Kom ons te laat agter, maar dis nie soos ons wil. Hulle moet Heart of Darkness voorgeskrewe boek op skole maak. Want so kan dit. Ek het net meer van 'n opmerking. Dit is dat ek dink ons in hierdie gesprek onderskat ons nog steeds verskriklik baie die feit van of die invloed van die ou wat eerste is. Dit is baie maklik om 'n gedagte vinnig vas te maak as die persoon nog geen opinie gehad het oor daardie gedagte in die eerste plek. Dit is baie moeilik om daardie gedagte om te draai. So die ou wat eerste is, die ou wat aggressief is, die ou wat die vinnigste is gewoonlik ook die wenner, net omdat hy eerste daar is. So selfs al het jy daai teenkant propaganda in daai tyd, dan sê die ou wel, ek het nou reeds my gedagtes hieroor opgemaak, en nou lyk hierdie net soos jy probeer nou net te kom konkel met my kop, want jy probeer nou weer my gedagtes om te draai.
want jy kan baie daarby vind of ietsie soos dit. So ek dink dis iets wat ons dalk nou net ook onderskat het. Die ANC was net eerste. Nie noodwendig die betere of die slimmer ene of die enetjie wat die meeste geld gehad het nie, maar hy was eerste. Dit is baie keer ook alreeds gepraat word. Ek kan miskien net sê dat dit daar wel 'n wesentlike probleem lê as ons kyk so na die propaganda in die eerste plek. Ons moes in die vermoë gewees het om 'n teenprestasie te kon lewer. Ons moes iets kon voorhou wat vir die mense aantreklik was. En dit kon ons nie doen. Ons kon nie vir hulle sê, julle gaan 'n beter lewe nou hê as apartheid. Dis waar die ANC toe die stryd gewen het. Hulle het die son, die maan en die sterre gedoen, ons gaan julle 'n beter lewe gee. Ons kon dit nie doen nie. Dit is nog voordat ons by propaganda kom, is waar die wese van die stryd was. Ons het ons legitimiteit verloor, ons kon nie 'n beter doen. Dit is waar ons in 1983 toe probeer het om daardie 3-kamer parlement, ons het toe probeer om 'n beter beeld voor te hou. Dit was nie gekoop gewees nie. So, ons het geval om vir die mense te sê, julle kan 'n beter bedeling kry. Dis 'n vraag daar. Ons sit vandag met 'n een mens, een stem bedeling in 'n eenheidsstaat. Met ander woorde op 'n sekere stadium, ek weet nie as gevolg van die druk of tydens die onderhandelingsproses, is daar afgesien van die idee van gebiedskeiding. En as mens nou vandag kyk, ek was nou die dag by Oranje gewees en die volksstaat idee om af te sien van vreemde arbeid en dan so meer legitimiteit te kry. Want jy onderdrukker ons nou nie meer en jy buit hulle nie uit nie. Was daar nooit so 'n opsie gewees nie, ek weet nie of dit dalk 'n politieke vraag is nie, maar die idee, die volksstaat idee om Dr. Verwoerd het hy daai tyd al gesien, die komprobleme en hy het die stelling gemaak, al is dit 'n kleiner Suid-Afrika, maar 'n blank Suid-Afrika. Het nooit daai idee, wil jy net so iets verder voer of? Ja, ons is nou weer op die terrein van die politiek, waar ons nou nie... Dit was 'n beskrywing van die situasie, nie die politiek was. Was daai idees was alreeds daar, die Morgenson wat ontwikkel was, met 'n belangstelling, so die blanke is die belangstelling, maar ons is nie hier die politiek daarvan te beskryf nie. Dit het net een laaste vraag, en dan het ons gaan hanteer. Indien die ANC nie die tuislande beginsel verwerp het nie, sou dit gewerk het? Sou die tuislande gewerk het? Het is baie moeilik gewees om te kyk oor die Transkei en die Ciskei, ek wil hulle spesifieke voorbeelde. Was so korrup gewees, dat hulle amper 'n bevrydingsbeweging gehad het om van Montezuma na die mense ontslae te raak. Hulle was totaal korrup gewees. Soos vandag in Suid-Afrika. Ja, dat is nie volwasse vir my. Ja, nou, dit het net 'n bietjie uit. Ek dink dis reg om van 'n koffie, tee en eerlike